wat ons noem gemerk, en het gaan maar eintlik oor die Heilige Gees, en hoe belangrik die Heilige Gees in ons lewe is, en dat ons kan eintlik nie hierdie pad stap van die Here sonder die Heilige Gees nie, sonder om hom te erken, om te herken as die een wat gekom het om ons te help. Ons kan dit nie maak hier op aarde nie, sonder die Heilige Gees nie. En ek wil net so 'n paar goed net so op terugval, om net julle wat dalk nie die afgelope tyd saam betrokke was met die reeks nie. Ons moet net onthou, wanneer ons met die Heilige Gees te doen het, het ons met God te doen. Dit is nie 'n warm gevoel waar jy mee te doen het nie. Partykeer beleef jy dit, daar's emosionele goed wat jy beleef, maar hy is nie emosioneel net nie, maar hy is nie 'n warm gloed nie. Hy werk soos 'n warm gloed, of jy beleef sekere goed, maar wanneer ons te doen het met die Heilige Gees, het ons te doen met 'n heilige God. En in hierdie seisoen wil ons jou net weer herinner, hoekom die Heilige Gees so belangrik is in ons lewe, en wie die Heilige Gees is. Dis nie 'n klein neefie van Jesus nie, dis nie minderwaardig teenoor God nie, hy's God self, wat gekom het as die Heilige Gees te wees, en ons te kom help. En dan wat die Heilige Gees doen, wat hy vir ons doen, hy doen die werk van die wedergeboorte. Wanneer ons ja sê vir Jesus, dan wek hy hierdie dooie gees van ons, hy maak hy dit wakker. Hy sê, julle was dood as gevolg van julle sonde ongeregtigheid, nou kom maak ek julle lewendig deur die Gees. En hy kom woon met sy volheid in ons. As jy nou baie aangevang het, jy was 'n platinum sondaar, en jy sê nou ja vir Jesus, dan kry jy nie nou net 'n bietjie van die Heilige Gees nie. Want jy was nou vir jare 'n bietjie agter. Nee, in daai oomblik kom hy met sy volheid, en hy trek by jou in. En dan is daar geen geestelike elite nie. Dink, daar's net sekere mense wat nou meer van hom het as nou ek. Die feit dat ek nou vir jare in die bediening is, ek het nou baie meer van die Heilige Gees as julle moet net verstaan. Daar bestaan nie so iets nie. Dieselfde Gees wat Jesus gedra het in sy wandel, en toe hy die woord sê, toe hy klaar gedoop is, die Heilige Gees gekom op hom soos 'n duif, Gees het hom ingelei in die woestyn, toe hy terugkom, was hy vol van die Heilige Gees. Dit is dieselfde Gees. Dit is dieselfde Gees wat deur die disippels gewerk het. En so jy kry niks minder as ek nie. Die oomblik wanneer jy ja sê vir Jesus, kom hy met sy volheid in ons lewe in. En dan, hy doen ook goed met ons. Want ons besef net, ons kan nie in ons eie krag en vermoë hierdie pad stap nie. En baie keer dink ons, omdat ons nou so geestelik voorkom, ons kom nou baie kerk toe, en ons gee baie geld, en ons is betrokke, nou is die Heilige Gees amper soos 'n beloning vir jou geestelikheid. Dis nie waar nie. Dis die enigste hoop wat ons het, is die Heilige Gees om ons te help, om heiligmaking na te strewe, om heilig te leef, om uiteindelik die karakter, na die volle statuur van Jesus se karakter te kan leef, om soos Jesus te wees, en om gister soos Jesus op te tree teenoor mense. Dit is net die Heilige Gees wat dit moontlik maak. En dan, ons kom, Paulus sê ons het in 'n ou natuur geleef, skaam, skuld en seer, maar toe sê ons ja vir Jesus, toe kom die Heilige Gees, en hy kom woon in sy volheid in ons, en dan wat die Heilige Gees doen, hy help ons om ons gedrag, want ons moet nou om ons anders te optree, en ek het verwys na die vrug van die Heilige Gees, wat hy deur ons produseer, en sodat ons gedrag kan verander, sodat ek anders te kan praat met my vrou, en anders te kan optree teenoor my vrou, my kinders, ander mense. So die Heilige Gees het 'n geweldige invloed, soos ons oorgee in terme van ons gedrag. Maar wat belangrik is, en dis waar ek 'n bietjie wil stil staan vandag, maar die Heilige Gees wil ook deur jou en my lewe iets doen. Ek het nou, ek so 'n bietjie agter gewees daar. En wat so wonderlik is, dat die Here gewone mense gebruik, soos ek en jy, om instrumente te wees, wat hy sal gebruik, deur die Heilige Gees wat in ons werk.
En die woord verwys dat hy gebruik gawes wat hy deur ons wil laat werk. En dit is soos 'n gereedskapstuk. En want ons as volgelinge van Jesus, God se hart is dat ons nooit bedoel was dat ons net moet sit en ontvang nie. Weet, ons wil baie keer net die lekker hê van die Heilige, dit moet nou lekker aanbiddingstyd wees, en ek hoop net vandag die Heilige Gees is daarom daar by daai kerk, as ek kom. Dat iets net met my gebeur, ek moet net, laat ek net met 'n haai hier uitstap. Dit gaan net, maak my net vol die hele tyd, maak my net vol, ek wil voel of ek sweef. Nee, is God se hart, dat daar ook iets deur ons lewe gebeur. Dis ook die rede hoekom die Heilige Gees gekom het. Gewone mense soos ek en jy, wat hy bonatuurlik wil gebruik in 'n ander mense se lewe. En ek sê dit is soos gereedskappe, stukke, wat hy dan gebruik, die gawes. As jy weet, as jy 'n spyker moet inslaan in die muur, dan het jy 'n hamer nodig. En as jy 'n skroef moet indraai, moet jy 'n skroewedraaier gebruik. En so is daar gawes wat die Heilige Gees deur ons lewe wil gebruik. Sodat Jesus 'n werklikheid vir mense word. Sy genade, sy liefde, dat mense sy liefde en sy goedheid en sy krag kan beleef. Dis hoekom hy ook gekom het. Nie net om 'n lekker tyd te hê en ek en jy moet so vol wees van die Heilige Gees. En never mind die mense om my. Wat hier sit, of by my huis, of buite, waar by my werksplek, dat God ons wil gebruik. Nou kom Paulus, en hy skryf in 1 Korintiërs 14 vers 1, hy sê, jaag na die naaste liefde, en begeer geestelike gawes. Hy sê, jy moet nie net dit lees in die Bybel nie, jy moet dit begeer. So begeer, ek soek dit, ek wil dit hê. Jy weet hy mooi kar wat verby jou gevlieg. As ek net daai kar kan hê, ek begeer so 'n kar. Hy sê jy moet daai gawes moet ons so begeer. Met ander woorde, daai gereedskap wat hy wil gebruik deur jou en my. Hy sê maar dan baie belangrik dat jy eerder om te profeteer is op die boonste lys. En ons het verlede Sondag aan het ons 'n groot aanbiddingsdiens gehad wat ons vanaand ook gaan hou. Maar toe het ons gepraat oor profesie en hoe dit werk en ons het geoefen. En het wonderlike goed gebeur en hoe die Here mense gebruik het om in mense se lewens in te spreek. En nou Paulus skryf, hy sê die Heilige Gees begin hierdie goed te aktiveer in ons en deur ons waar ons 'n begeerte het, waar ons daarna soek. Want die rede daarvoor, maar as ek nou nie, ek het nou nie 'n begeerte daarna nie. Nee, dis nie wat hy bedoel nie. Hy sê, jy moet dit soek, want die Here wil jou gebruik. Die Heilige Gees het nie net gekom dat jy 'n lekker tyd hê, of ek net 'n lekker tyd moet hê nie. Of hy werk so deur die aanbiddingsspan, en nou ervaar ons net sy teenwoordigheid, is al. En ek gaan hier op 'n haai, dit is so lekker. Nee, dis nie wat hy bedoel nie. Hy sê begeer, want ek wil deur jou werk. Ek wil mense se lewens aanraak. Ek wil met hulle werk, sodat hulle my liefde kan ervaar, my genade kan ervaar, my krag. Nou kom beskryf hy dit in 1 Korintiërs 12. Paulus skryf het, hy sê, en wat die geestelike gawes betref, broers en susters, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Dit is hoekom ons in hierdie tyd hieroor praat. Want ons is nie kundig in dit nie, want as ons so kundig sou gewees het in dit, hoekom funksioneer ons nie daarin nie? Hoekom gebeur dit nie meer as wat dit moet gebeur nie? Ek sê nie dit gebeur nie, maar dit gebeur baie min. Hoekom? So ons moet kundig raak in dit. Dit
beteken, en ek weet op 'n Sondagoggend kan ek nie al hierdie goed intens werk nie, maar jy moet kursusse bywoon, gaan lees dit op, gaan bestudeer 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14, gaan lees kommentare, kom woon vanaand byvoorbeeld by, wie aanbiddingsaand, Maurice Asher is hier, en hy gaan praat hoe belangrik die stem van die Heilige Gees is, want jy moet nou reageer op die Heilige Gees, wanneer hy met jou praat, in geleenthede soos hierdie, en by tye wat hy deur jou goed wil doen, dat jy sy stem kan onderskei vanaand 6:00. Want ons kan nie alles in die oggend daaroor praat nie. Hy sê maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is, want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander 'n woord van kennis van dieselfde Gees, aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, let wel, die G, hoofletter, praat van die Heilige Gees wat die werk doen, en 'n ander genadegewe gawes van gesond maak deur dieselfde Gees, en 'n ander werking van kragte, 'n ander profesie, 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander tale, aan 'n ander uitleg van tale, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, die een wat ons kom volmaak, die volheid, die Heilige Gees wat in ons kom woon het, aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Maar ons moet dit begeer, want hy sal iets in jou hart kom wakker maak en sê, hoorie, ek wil nou hierdie gawe deur jou laat werk. En baie keer laat hy sekere gawes baie meer deur een persoon werk as ander, en dan werk hy weer, gebruik hy die hamers, want hierdie ou is baie oop vir hierdie hamer, en ek gebruik hom goed daarin, en dan is hierdie persoon word weer baie gebruik in daai gawe. Maar die belangrikste is dat ons dit begeer. Maar nou, en hy plaas dit eintlik, as jy hier lees, net in drie kategorieë, hy sê dis gawes, wat iets sê, die inspirerende gawe, dit sê iets vir mense, die Here wil ons gebruik, om inspraak te gee vir mense. Sodat die Here het 'n plan met hulle. En 'n tweede een is openbaringsgawe, dit openbaar iets, wanneer die Heilige Gees deur jou aan vir iemand anders te wil wys. En ons gaan net gou vinnig daarna kyk, en dan kraggawes, iets wat die Here, die Heilige Gees wil doen, wanneer die Heilige Gees iets deur jou ook fisies wil doen, en laat sien gebeur. En ons moet net baie belangrik is om te verstaan, dat hierdie gawes, dis nie iets wat ons verdien nie, dit word deur genade aan ons gegee. Hy wil ons gebruik, is maar net genade dat hy ons kan gebruik. Maar dit word geaktiveer deur geloof. Dat jy glo, die Here wil my gebruik. Dat jy glo die Heilige Gees het gekom. Nie seisoonaal nie, maar elke dag, hy's in my. Hy werk met my, hy werk in my. Maar hy wil ook deur my werk. En hy gebruik sekere goed, gereedskappe, die gawes om deur my te werk. En ons kyk net vanoggend gou na die geestelike gawes. En die eerste een is inspirerende gawes. Ek net so vlugtig, want dis nie tyd om hieroor te praat nie, maar dis 'n boor, wanneer jy dink aan profesie, almal kan profeteer. En onthou, wanneer ons praat oor die Heilige Gees gawes, jy hoef nou nie 43 jaar op die pad te wees, dat die Here jou nou kan gebruik, nou is jy heilig genoeg nie. Hoe meer jy oorgee aan die Heilige Gees, hoe meer gebruik hy jou. Hoe meer jy toelaat, en ek gaan op die einde dit demonstreer. Maar profesie is 'n bonatuurlike uitspraak, 'n bekende taal, dat jy in Afrikaans, aan 'n persoon, jy ervaar dit in jou gees. En daai gawe wil hy deur jou werk, om die gedagtes van die hart van God bekend te maak. Alles gebeur deur die inspirasie van die Heilige Gees. Hy wil vir iemand, God wil sy hart deel aan iemand op 'n spesifieke tyd. En hy wil dit doen deur jou, deur die gawe van profesie. En dan ander tale, is 'n bonatuurlike uitspraak van die Heilige Gees, in tale, soos 'n profetiese taal, maar 'n ander taal, wat nie deur 'n spreker aangeleer is nie. En gewoonlik by 'n byeenkoms soos hierdie, of 'n selgroep, want dit is tot opbouing van die gemeente, en saam met dit gaan die gawe van uitleg ook van tale, want as iemand nou hier instap, en iemand, die gawe van ander tale werk nou deur 'n persoon, ons weet nie hoe die Here dit so gedoen het nie, maar dis Paulus skryf, hy sê, dis hoe dit gebeur, en dis wat die Heilige Gees doen, ons verstaan nie altyd dit nie, maar ons glo die woord,
En ons stel ons lewe oop, sodat die Here met ons werk deur die Heilige Gees. En so hierdie tale gebruik die Heilige Gees as 'n gawe deur mense om 'n boodskap oor te dra in die liggaam, die kerk soos ons, of by 'n selgroep, maar daar moet 'n uitleg wees. Want as iemand nou inkom, gaan hy mos nou nie verstaan wat hierdie persoon sê nie. Dis een van die gawes wat hy gebruik. En ons is baie keer bang vir dit. Maar Paulus sê, omdat ons onkundig is, dat ons baie keer bang is vir hierdie goed. En dan die uitleg ons nou van die tale, wanneer iemand dan in 'n taal, die gawe van 'n ander taal, 'n boodskap wat die Here wil deurgee, dis nie 'n vertaling wanneer 'n persoon dan hierdie boodskap uitlê nie. Hy sê, want as so 'n gawe opereer, moet daar ook 'n uitleg wees. En die uitleg is nie 'n vertaling, baie keer kan die taal lank wees en die uitleg kort, baie keer kan die taal kort wees en die uitleg lank wees. Maar 'n boodskap, en hierdie is alles tot opstigting en opbouing van die gemeente, soos die Here met sy liggaam en sy gemeente praat. En dan natuurlik die openbaringsgawes, die gawes, dit openbaar iets, en dis waar die woord van kennis inkom. En wanneer die gawe van kennis, ons toelaat dat die gawe van kennis deur ons werk, is vir sekere mense, dit is nie net vir sekere mense wat nou soveel grade het en soveel kennis het, algemene kennis het. Nee, die Heilige Gees, dit kan deur enige iemand dit laat werk. Dis 'n situasie wat die Here iets vir jou wys van iemand wat jy nie in die natuur geweet het. Jy het nie geweet van hierdie persoon nie. Jy het nie iemand gaan Facebook stalk om agter te kom wie die persoon is nie. En wanneer jy dit aan daai persoon deel, gaan die persoon ervaar, maar hierdie ou dit nie geweet nie. Is net die Here wat hierdie geweet het, wat in my hart aangaan. En dis 'n woord van kennis, en dan 'n woord van wysheid, 'n bonatuurlike wysheid. Weereens, dis nie omdat jy 26 grade het nie, maar dis die feit dat jy toelaat dat die Here hierdie gereedskap vir 'n sekere tyd, vir 'n sekere oomblik, vir 'n sekere persoon het dit nodig. En dan gebruik hy dit nou deur 'n persoon wat bereidwillig is om gebruik te word. Dit gaan partykeer dalk oor 'n besluit wat die mense moet neem in die toekoms, 'n persoon, of iets wat nog nie bestaan, of die persoon van weet nie, maar wat dalk lankal in die persoon se hart was, en jy kom en jy ervaar, maar dis wat die Here sê, dalk 'n prent wat jy gesien het, en nou wil jy dit vir hom sê, of vir haar sê en wys. Mense is dalk in 'n sekere situasie, en sodat hulle lewens kan belyn met dit wat God in gedagte het, en plan vir hulle lewe. En dan ook onderskeiding van geeste is 'n gawe wat die Here gebruik, en wanneer ons dit sê, dis nie om elke demoon te sien agter alles en almal nie. Dis nie wat hy hier bedoel nie, of krities te wees nie, want die gawes is altyd om op te bou, mense te bemoedig en te versterk. Maar dis 'n gawe wat jy kyk verby die logiese of werklik en sien iets agter die skerms raak. Of as jy met mense sit en sê, wie ek ervaar net, of jy kom in 'n omgewing in en dit wat hulle nou mee besig beleef, maar dis nie van die Here af hierdie nie. Dis nie belyn nie, want alles moet belyn met God se woord, en die voel ek weet nie of ook hierdie in God se plan is vir julle lewe nie. Ek dink nie dit is van die Here nie, of jy kom agter en jy beleef net, maar hoor, hierdie is definitief, ek beleef dit. So jy maak 'n onderskeiding van wat gebeur in 'n sekere omgewing en 'n situasie, en selfs in mense se lewens. En natuurlik die kraggawes. Jy weet, die Here wil soveel goed in mense se lewens doen, maar hy soek instrumente. Hy soek manne en vroue wat hierdie gawes begeer, en sê, Here, hier is ek, kom werk deur my. En dan fokus hy op die kraggawes, is om iets te doen en toe te laat, dat die Here iets deur jou doen. As ons dink aan 'n gawe van geloof, dat jy, en wanneer daai gawe gebeur is, wanneer jy in so mate in jou geloof in die Here sit, dat God dit eer as sy eie, en dit in stand bring, waarvoor jy vertrou het, waar die onmoontlike skielik vir jou moontlik lyk, jy beleef, ervaar het, en sê, yes, dit gaan gebeur, ek is oortuig daarvan. En dit is hoe Dr. Dayo op die einde van die dag tot stand gekom het en begin het. Alan Platt was in sy studeerkamer, en die Here het met hom gewerk, en hy het net hierdie oorweldigende belewenis gehad, dat die Here, hy beleef
beleef, die Here gee my nie net 'n geloof vir 'n gemeente nie, maar hy gee vir my geloof vir 'n stad. En naderhand, hy gee vir my geloof vir 'n stede. En hoe hy net getuig het op 'n stadium gesê, die Here het vir hom gesê, dis nie jou geloof nie, dis 'n gawe van geloof wat nou deur jou werk. En baie keer wil die Here die gawe van geloof deur ons werk, vir 'n situasie, vir dit wat jy vertrou, dit wat dalk in hierdie gemeente gebeur. En die Here kom met 'n gebruik hierdie gawe, en iemand ervaar het en beleef. Hy is so oortuig dat God hierdie geloof eer. Hy sê niks is onmoontlik nie. En dis 'n gawe van geloof. En natuurlik wonderwerke, 'n bonatuurlike ingrype in 'n oomblik waar net ingegryp word, of dit in die gang van die natuur is of in 'n situasie is. Jy werk dalk met goed en jy lê jou hand daarop en ewe skielik die ding wat jy gewerk het, die werk nou. Hy gee jou die krag om 'n wonderwerk te kan beleef. Onthou, die gawe van geloof ontvang 'n wonderwerk, maar die werk van kragte werk mee 'n wonderwerk. God gee jou die krag om jou te gebruik om dit te beleef, hierdie wonderwerk. As ek dink, jare terug, ek het net klaar geswat, universiteit en Bybelskool, ons woon in Centurion, en so dag voor Kersfees en die families kom en ons is opgewonde. Onthou julle Hyperama en Checkers Hyperama daar in Centurion, altyd daar uitgehang vir die specials, as jy dit kan onthou. En daai dag is daai plek so vol, ou maat, en ek en Louisa hardop net rond vir nog geskenkpapier ensovoorts. En terwyl sy is daar iewers al aan die gang, en terwyl ek so afgaan, hoor ek net iemand hyg na asem. En ek sê, toe dog nee, maar ek het nie nou tyd nie, joh, is Kersfees, I'm minding my own business. Ek weet nie wat aangaan nie. Hier mense is skieurig en hulle drom iewers saam daar, en ek weet nie wat se chaos is daar in die Hyperama nie. En net in 'n oomblik, toe arresteer die Heilige Gees my hart. En hy sê, jy het nou so fancy geleer, met al die ou goedjies. Maar buiten dit, moet jy verstaan, dat jy my kind is. Jy's 'n volgeling van my. Die volheid van my Heilige Gees woon in jou. En jy's nie sensitief en oorgegee aan my stem nie. Ja, en ek voel ek wil net daar neersak. En in my hart het ek dit gedoen en sê, vergewe my. Nou gaan soek ek rond wat daar aangaan. Waar is die chaos? En uiteindelik kom ek by 'n Indiër oupa en ouma met 'n kind in 'n trolley. Hierdie kind kan nie asem kry nie. Hulle sê hy's besig. Hy kan nie asem kry nie. Hulle weet nie wat gaan gebeur nie. Nou stuur almal is snoes en is skieurig, maar niemand doen niks nie. In elk geval in die Here, ek ervaar dit net in my hart. Die Here sê, now it's time for you. Hier gaan nou ek jou aktiveer. Hier gaan ek jou nou gebruik. En ek vra vir julle, hoorie, is julle moslems? Ken julle Jesus? O ja, nee, we know Jesus. Nee, glad nie moslems. Ek sê, okay, dit kan help. En ek sê, Here, ek weet, ek het u gedrop nou, maar hier is ek. Doen nie wat hy nou moet doen. En natuurlik toe ek nou vir almal vra, are you ready? Are we going to trust God for a wonderful miracle? Ek sê nou, julle was nou so nuuskierig, waar is julle nou? Ek sê, maar dankie, u wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Hoe is dit? En ek sê, are you trusting God? Can you trust God for a miracle? Ek sê, Here, u moet nou 'n ding doen. Nou, ek sê, Here, as ek my oop maak, dan moet die 'n wonderwerk wees. En in daai dag, doen die Here 'n wonderwerk in daai kind se lewe. En natuurlik, wil net weet, wat 'n profeet is ek? En waarlik kan hulle my kom toe sien, sê ek, julle hoef nie te weet wie ek is nie. Is nie ek nie. Maar die Heilige Gees het nou 'n wonderwerk deur my gedoen. En 'n wonderwerk voor julle oë gedoen. En van daai dag af, het ek vir die Here gesê, Here, ek is oorgegee. Heilige Gees, ek is oorgegee aan jou. As jy sê, gaan, sal ek gaan. En ek het baie foute ook al gemaak. Baie foute. Maar jy oefen hom. Jy oefen het. Jy oefen het die heeltyd.
En dan gaan hy aan, so, dis die gawe van wonderwerk, en hy wil dit doen. En dan, die laaste een praat hy van die genesing, sonder inmenging of menslike kundigheid. En ek het dit, en wanneer ek nou hierdie goed sê, ag asseblief tog, ek spog nou nie. Maar is net prakties om vir jou te illustreer, ek was ook daar. Ek was ook bang. Ek het ook nie geluister nie. En ek sal nooit vergeet, ons was in 'n gemeente in Centurion, en die Louise het nog in Johannesburg gewerk, en ek sal met die voorbereidings besig van die kos. Nou gaan sy kom, nou maak ek eie, ek is besig met eie, want die kos gaan nou voor met eie braai, en alles is laat in die middag, en mense in die gemeente bel my, maar hierdie vrou huil, hulle kon nooit 'n kind hê nie, en hulle het toe nou eventueel 'n kind, die babatjie is 2 weke oud, en sy huil, sy sê, Kobus, my kind is besig om te sterf. Ons is by Wilgers Hospitaal, jy moet ja. Ek sê, Here, wat nou? Ek sê vir hulle, ek gaan nou jaag. Hulle wil hê ek moet kom bid, maar die Here weet, ek is so vol eie, dit gaan nie werk nie. Ek is oorweldig by die eie reuk. Ek sê, dit gaan meer negatief wees as positief. Nou ry ek in die kar af, ek sê, Here, jy het dit baie al gedoen. Ek gaan maar net beskikbaar wees. Maar ek vertrou U. Nou kom ek daar by die hospitaal, ek bid vir die ouers, is hulle toestand, nou gaan ek met hierdie gemoed, en ek sê, Here, hulle het vir hierdie kind so lang gewag. Dis verskriklik. Kind in ICU, nou sê die dokters, almal was, Dominee, die kind is besig om te sterf. Ek sê, ek kan nie vir die mense sê, ek gaan vir hom bid, en ek bid nie vir hom, en julle moet vir my kans gee om vir hom te bid, want dis die integriteit nie. Ag, en met my eie hande is ek daarin, en ek sê, kan ek net so iewers aan hom vat, en hy laat my toe, en ek bid, ek sê, ek kan niks doen nie, maar U kan, U woord sê dit, ek is oorgegee aan U, onthou U Hyperama, ek het oorgegee, ek kan dit doen, en ek gaan weer bid vir die ouers, gaan huis toe, op pad huis toe, voor by die huis, lei my voor en sê, die maas in 'n toestand, sê Kobus, jy weet nie wat gebeur nie, iets het gebeur, hulle jaag nou met my kind Enitas toe, want daar is die regte goed nou, hy leef, hulle sê, hy gaan leef, asof hy die doodheid wakker geword het, en hulle vat hom hospitaal toe, en lang storie kort, die kind moes kort operasies kry, en in 2007 toe ek hier aankom, toe kom 'n ma en 'n tiener hier aan. Nou, dit was in die koerante ook daar, maar ek wou dit nie gehad het nie, maar ek weet nie wie het al die goeders gekry nie, maar in elk geval, as ek kom, ek weet nie of jy kan onthou nie, maar jy het vir my ou babatjie gebid, het was besig om te sterf, en hier sê 'n tiener, hy is deur hoeveel operasies was hy's okay. En vandag woon hy in Harties, ek dink hy sal laat 20's, as ek dit nou nie mis het nie, dalk naby 30, en in hierdie paar jaar, wat die ouers ook hier gewoon het ek die voorreg gehad om sy mamma en sy pappa ook te begrawe. Maar wat sê ek vir jou? Is nie omdat ek oulik was nie. Ek dink as jy nou gaan sê, bid vir iemand wat jy ryk soos eie, dink jy sommer dadelik, nee, dit gaan nie werk nie. Maar jy sien, dis die sleutel. Gaan nie oor jou en my nie. Het gaan oor jou en my en die feit dat ons oorgee. Jy sien, die Here wil deur ons werk. Hy wil by ons huise werk. Hy wil nie net hê, hier moet jy 'n woord vir iemand gee nie, met 'n woord vir jou vrou gee, met 'n woord vir jou kind gee. Daar by die werksplek, hierso, ja, in hierdie gemeenskap van gelowiges, ons is nie perfek nie, ons gaan deur moeilike tye, ons het baie keer 'n woord nodig, ons het baie keer nodig dat jy vir my bid, sodat die gawe van genesing deur jou vloei, openbaring gee, profeteer, God se hand stik. Hy wil hê, ons moet hierdie gereedskapstukke gebruik, maar die vraag is,
stel ons onsself beskikbaar. Ek moes oorgee daai dag in Hyperama. En ek wil net gou vir jou iets wys, wat dit nou maar net saamvat vir oggend. Ek het gesê die Heilige Gees het ons ja sê vir Jesus, het hy gekom in sy volheid. Hy het nie net in stukkies gekom nie. Hy het gekom en ons kom volmaak. Maar partykeer, sê maar hier is nou maar jou lewe, partykeer staan ons so apaties teenoor die Heilige Gees. Ag nee, wat? Ek gaan op pad hemel, ek is op pad hemel toe, ag wat? Solank ek daarom nie daar in die hemel kom, is okay vir my. Ons partykeer so apaties oor die Heilige Gees en sy werk. Jy glo die goed wat ek sê, maar jy is nie oorgegee aan die Heilige Gees nie. Dalk, yes, jy het hom beleef, jy glo, die volheid van die Heilige Gees in jou lewe. Ja, jy is vol van hom. Maar op die einde van die dag gaan dit net oor jou. Ek is so vol en naderhand. Jy weet, as jy nie die gereedskapstukke gebruik daar by die huis, dan roes jy goed ook maar. Partykeer is jy so vol, maar jy laat toe, ten spyte van, dit gaan net oor jou. Jy is so vol van die Heilige Gees, maar die gawes lê dormant in jou lewe. Of jy is daar op 'n plek wat jy totaal oorgegee is aan hom. Want jy sien en jy laat toe dat die Heilige Gees gawes deur jou werk. Jy is gereed vir enige. Here, as jy dit deur my wil doen, doen dit. Jy is so oorgegee. Ek was daai dag oorgegee in die Hyperama. En dis dalk waar jy is. En dis wonderlik as jy daar is. Ons reeks se naam is Gemerk. Die Heilige Gees het ons gemerk, het ons beseël met die wete dat ek God se eiendom is. Maar sy hart is ook dat deur ons lewe ook ander mense se lewens 'n merk op sal maak. Jy sien, wanneer ek toelaat, wanneer ek so oorgegee is oor die Heilige Gees en ek laat toe. Kyk jy, ek is nou so vol en dan laat ek nou toe dat hy nou deur my werk en dan vloei die Heilige Gees gawes so deur my. Wat gebeur? Ek los nou klomp merke hier vandag, nê? Is dit waar? As ek toelaat dat dit deur my, as ek nou hier, as dit so deur my lewe vloei, dan los ek nou 'n merk op hierdie mat vandag. Is dit waar? En dis presies wat hy wil doen. Dis presies. Ons is nie net gemerk nie, maar hy wil deur ons. En wat so wonderlik is, nê? En dis partykeer 'n morsige storie, partykeer maak jy foute. Partykeer is jy te vinnig, partykeer is te laat, maar jy laat jy net toe. Ag, Heilige Gees, dankie. Dankie dat ek net oorgegee is aan U die hele tyd. En soos ek oorgee en die gawes deur my vloei, man, dan hou hy my net vol die hele tyd. En Paulus skryf in Efesiërs 5, laat julle hierdie Gees van die Here bly drink, sy volheid. Laat julle oorweldig word deur hom vol, want dis belangrik dat ek jou wil gebruik, deur jou lewe wil werk. Want jy moet 'n merk los. Jy moet 'n merk los in jou huis. Jy moet 'n merk los in die gemeenskap van gelowiges. Jy moet 'n merk los daar by jou werksplek, daar by die skool. Is nie net vir jou nie. Gawes is nie vir jou nie. Dit is inteendeel nie vir jou nie. Dit is gegee om iets anders te doen. Nou weet ek nie, waar is jy nie? Ja, jy sê, ag, is baie mooi die Heilige Gees, maar ag, nie vir my nie, Kobus. Ek is die Heilige Gees ou nie. Dalk is dit tyd om oor te gee, want jy kan nie leef sonder die Heilige Gees. Dalk het jy oorgegee, maar die gawes lê dormant. Jy laat nie toe
omdat hy deur jou werk nie. En dalk moet jy vandag op 'n plek kom en sê, soos ek in die Hyperama daai dag. Ek gee oor. Meer van U, Heilige Gees. Ek wil oorgee aan jou. Ek wil oorgee. Ek wil myself beskikbaar stel en ek weet, daar's soveel inhoud oor dit, maar gaan lees 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14. Gaan lees kommentare. Gaan soek goed oor die Heilige Gees. En as jy onseker is, bel ons dat ons jou help oor inligting, maar dat hy dan nou, jy toelaat dat dit deur jou werk, by die huis, by die werk, sodat jy merk kan los. Sodat jy merk kan los. In jou huis, by die werk. Dis sy hart. Ek wil hê, ons gaan luister gou na 'n lied.